wat ingeskakel is, ook by ons Pinksterreeks wat spesifiek gaan ook oor ons verhouding in die gemeente en ons verbintenis ook aan 'n gemeente. So baie dankie en elkeen wat hier is en mag die Here dan ook ons vanaand ryklik seën. Kom ons word stil voor die Here. Here, dankie dat ons net kan stil word. Here, daar is so baie dinge om ons aan die gebeur in die wêreld en in ons land en ja, ook in ons dorp, in die gemeente. En dan kan 'n mens baie maklik rondskarrel en heeltyd bekommer en wonder. En vanaand kom hy daai teks by my op waar hy sê, wees stil en weet, ek is die Here. En ons wil vanaand net kom stil sit. Met baie respek net kom sê, ons wil op u skoot kom sit vanaand. En u teenwoordigheid en u hartklop kom hoor. Spreek u dan, Here, want ons luister in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here met so 3 liedere. Goeienaand almal. Net so voor ons begin hierso. Met die nuus wat ons net gehoor het, Dominee André, wat was die eerste lied wat ons gesing het met ons nuwe gemeente? Die nuus is weer. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die ewigheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger. Oh
ons sonde en ons dors na U. Jesus, Koning, ons sonde en ons dors na U. Ons sonde en ons dors na U. Vader, Vader, ons Heer, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Ons is al liefde saam, vergader in sy naam, verheerlik kom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons wees sy ons vrou, en leer om te vertrou, en liefde na te streef. Loof om Christus die. Ons is allemaal liefde saam, verheerlik in sy naam, verheerlik kom. Met ons hart en mond en naam, ons kracht en verstand, kom loof ons om. Ons leven hier en geest, maak ons die kinders wees, en die alles lief. Jesus Christus lief. Ons is allemaal liefde saam. Ons is allemaal liefde saam, vergader in sy naam, verheerlik kom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons wees sy vrou, en leer om te vertrou, en liefde na te streef. Loof om Christus die. Loof om Christus die. Here, dankie dat ons so saam kan wees en U net kan groot maak en kan loof. Dit is so lekker om so te kan sing en U te aanbid. En Here, kom seën ons net vanaand, ook as ons nou na hierdie dans gaan kyk, Here, dat ons ook daardeur aangeraak gaan word en ook met U grootheid ook gaan besef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou vir die dansers eers kans gee om ons lied te dans.
Shame.
Ek dink daar is baie min dinge wat 'n mens so diep raak, soos regte, opregte, egte liefde. En as ek vanaand vir julle sou vra om so ietsie in jou gedagtes vir jouself te vorm, oor wat sal jy sê, waar het jy al in jou lewe werklike liefde en omgee beleef? As ek seker elkeen van ons het vanaand 'n prentjie van 'n situasie waar 'n mens werklik daardie liefde beleef het, of gesien het, die liefde wat daar is. 'n verhaaltjie wat by my opgekom het, is vir ons almal so welbekend, van die dogtertjie Nabotie, wat iewers verdwaal het in die tyd van toe die land en Suid-Afrika nog woes en leeg was. En daardie nag verdwaal en in daardie yskoue, met net die dun kleertjies wat hulle aan het, kom hulle af op 'n uitgeholde muurshoop. En sy druk haar boetie daar binne in, die diepste in, en sy trek haar kleertjies uit om hom warm te maak, en sy gaan lê voor die opening. Daardie volgende oggend toe hulle kry, toe sy dood, maar boetie het nog geleef. Racheltjie de Beer. 'n absolute voorbeeld van 'n regte liefde. Waar het jy dit al bewys, geleef, uitgeleef? En ek dink sy gaan my vanaand nie kwaadlik neem as ek ietsie deel met julle van iets wat ek beleef het van sulke liefde tussen 'n man en vrou. Was baie jare terug, toe Tannie Mims se oom Fanie so siek geword het dat hy in La Gratitude opgeneem is met Alzheimer, en hy het vir 2 jaar net in sy bed gelê, wat die mens nie altyd bewus was of hy nog leef nie. Vir 2 jaar het sy elke dag by hom gaan sit, om elke dag versorg. Baie dae wat sy gebel het, wat hulle gedink het is verby en ek of Dawie soontoe gery het, maar vir 2 jaar met die grootste liefde haar hele dag spandeer daar by hom. Dis liefde. 'n liefde wat nie grense het nie. 'n liefde wat nie vra wat dit my gaan kos nie. Maar 'n liefde wat net leef en dit prakties wys. Kan ek vanaand 'n uitspraak maak om te sê, ek dink die wêreld is moeg van skynvriendelikheid, van skynliefde, van leefwoorde. Daar's 'n honger na werklike, opregte liefde.
Maar mense, ons het vir mekaar gesê van Sondagoggend af, ons hoort hier, ons behoort aan mekaar. Die Here het vir ons gawes en talente gegee gisteraand, wat ons kan dien in die liggaam. En hoe lyk hierdie liggaam? Behalwe dat ons moet dien, hoe lyk hierdie liggaam? Vanaand wil die Here kom sê, hierdie liggaam moet 'n venster word vir die wêreld van hoe lyk opregte liefde. En dan die teksverse wat ek graag met julle wil deel vandag of vanaand is in Romeine 12. Gaan ek daar net 2 verse lees, vers 9 en 10. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daarin tot voorbeeld. En dan wil ek oombliekie gaan kyk na Johannes 13, daar die kosbare gedeelte, Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Almal sal weet, ons moet 'n toonvenster word van liefde. In Korintiërs 13, ons is so lief om hierdie hoofstuk te gebruik, wanneer ons praat oor die liefde tussen 'n man en vrou, en is waar en is reg, maar hierdie liefde, waarvan hier gepraat word in 1 Korintiërs 13, is die agape liefde, wat vir ons spesifiek die liefde tussen gelowiges kom verduidelik. Hoe lyk die liefde wat ek en jy as medebroers en susters van hierdie gemeente, hoe lyk hierdie liefde? Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is, al praat ek ook al die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, ek is 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword, al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ware liefde is die hart van 'n gemeente. Ware liefde is die hart van die gemeente. En as ons praat van die liefde, dan gaan dit om daardie agape liefde wat God kom sê, dat want so lief het God, hoe lief, die agape liefde, so lief het God ons gehad. Ons moet die Here ons God lief hê, agape, soos wat ons mekaar lief het. Dis daardie goddelike liefde wat ons alleenlik kry in ons verhouding met God. Ek wil julle moet dit net vanaand besef as ons oor hierdie liefde praat. Die mense daar buite het dit nie. Want die agape kry ons alleen in ons verhouding met God, want dan sê hy, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word.
En die vrug van die Gees is wat? Liefde, die agape liefde. So iemand wat nie aan God behoort nie, het nie hierdie liefde en verstaan nie hierdie liefde nie. Ons wat kinders van die Here is, het hierdie liefde, of kan ek dan eerder sê, moet hierdie liefde hê. 'n Mens sien dit nie altyd nie. Maar ons moet hierdie liefde hê. Hierdie liefde beteken, dis 'n liefde sonder maskers. Dis 'n liefde sonder voorgee, sonder valsheid. Dis 'n liefde wat nie plasties is nie. Alles in die wêreld vandag is kuns en is plasties. En daar's niks meer wat werklik waarde het nie. Want alles moet goedkoper, makliker, ligter word. Terwyl, wanneer ons oor die liefde praat, dan kom die liefde en sê, die liefde is erg swaar. Dis nie 'n stuk plasties nie, nee, dis 'n stuk goud wat ons vir mekaar moet hê. Hierdie liefde, as ons sê die liefde moet opreg wees, hierdie liefde beteken nie om voor mense te glimlag, maar hulle agter hulle rug kritiek uit te spreek en negatiewe dinge te sê. Broers en susters, as daar een ding is wat ek dink die seerste maak, is dit skynheiligheid. Is dit om 'n voorgee liefde te hê. Wanneer ek hier jou sien, dan glimlag ek en mens vertel hoe wonderlik dit is. Maar die oomblik wanneer 'n mens wegbeweeg van die kerk af, dan kan jy nie gou genoeg kritiek uitspreek en negatief wees. Vriendelik, hier in die kerk waar almal jou sien, maar in die motor, wanneer hulle terugry huis toe, dan is daar 'n stuk hardheid en onvriendelikheid, en praat jy met jou mense net soos wat jy wil. Liefde is nie net wanneer dit maklik is nie. Werklike liefde is 'n egte liefde. Ek het nou gesê, die wêreld is moeg vir valsheid. Kom sê eerder vir my, direk om te sê, ek hou nie van jou nie. Dit wat jy sê, glo ek nie. Sê dit vir my. Nie kom sê, jy is die wonderlikste mens. Maar mens hoor die stories agteraf. Dit is my partykeer hartseer om te hoor hoe dat mense wat Sondag vir Sondag in die kerk sit, baie keer die meeste kritiek oor die gemeente het. En wat dalk miskien so negatief oor alles is. Dit is so jammer as 'n mens dink aan 'n rugbywedstryd. Die beste spelers is hulle wat op die paviljoen sit. Want hulle weet alles van rugby af. En in hulle oë sal hulle daardie ander span net so kafdraf. Maar hulle is nooit op die veld en besig en deel van die span.
Baie mense het al die kerk verlaat. Nie oor die boodskap, nie oor Jesus nie, maar oor hoe mense hulle behandel het en seer gemaak het en beskinder het en gekritiseer het. As ons vanaand oor regte liefde praat, ons vra net vir onsself af, hoe lyk my liefde? Kan jy werklik uit jou hart uit sê dat my hart, my lewe is brandende van liefde vir elkeen van julle? Liefde begin by jou hart. Ware liefde word nie net gedoen nie. Ware liefde is 'n hartsbesluit. Dis daar in daardie hart van vlees wat Jesus verander het. Hy het 'n klipharde hart uitgehaal en hy het 'n sagte hart ingeplant. En hierdie sagte hart is 'n hart van liefde. Ons kan nie lief hê soos Christus lief het sonder die Heilige Gees nie. Dis hoekom hierdie boodskappe hierdie week so belangrik is rondom Pinkster. Want as ons regtig as gemeente betrokke wil wees, behoort aan, aktief wil wees, dan moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewe oorneem en anders maak. Ek kan alleen regtig lief hê as die Heilige Gees my lewe beheer. Die vrug van die Gees is liefde. En baie van die slim manne sê dat daardie woordjie liefde moet eintlik by elkeen van daardie ander dele gelees word. Liefde, liefde vrede, liefde vreugde. Want as jy lief het, dan sal jy in vrede wees, dan sal jy vrede soek, sal jy goedhartig wees en omgee vir ander mense. Maar die vrug van die vlees daarteenoor staan daar duidelik, is risie, haat en kwaadpraat en skinder en beskinder en stories aandra. Liefde. Begin binnekant wat ek vir jou kan sê, luister hierso. Ek is regtig lief vir jou. Wat wys dit? En ek kan na jou toe stap en ek kan eerlik met jou wees in liefde. Iemand het eendag gesê, wanneer God ons harte vul deur sy Gees en die Gees beheer vat van ons lewe, dan begin ons sagter praat. Dan raak ons geduldiger. Dan vergewe ons makliker. Dan gee ons regtig om. Die tweede belangrike faset is ware liefde. Kies ander bo jouself. Ons leef in 'n wêreld waarin die wêreld gefokus is op 'n selfgesentreerde selfliefde. En alles gaan om jou en jouself. Wat is vir my die beste? Wat kan ek daaruit kry? Wat is tot voordeel? Ek dink ons almal luister na dit wat in ons land aangaan oor korrupsie en tenders en alles en ons is so kwaad as mens hoor van wat aangaan in die politiek en hoe daar elke keer gevra word, okay, ek sal vir jou hierdie tender gee, maar wat is daar vir my? En dan sê ons, wat gaan aan in ons land? Maar weet jy, ons doen dieselfde. Ons is net so korrup.
in ons verhoudinge. 'n Mens kan nie net gee en lief hê, want baie mense soek eers om te sê, maar wat hou dit vir my in? Wat kry ek uit hierdie verhouding? Ons leef baie met die uitgangspunt van ek sal as jy dit doen, as jy my lief het, sal ek jou lief hê. As jy meer vriendeliker is, sal ek met jou vriendelik wees. Dit gaan oor eie belang, ek eerste. Dit gaan om jouself te bevorder, en baie mense gee nie op wie trap hulle, om op die ou einde bo uit te kom nie. Jesus se lewe was so anders. Wie's Jesus, die Seun van God, wat mens geword het, ons verlosser en saligmaker, hy wat van die begin af by God was, wat mens geword het, terug is na God toe. Wat het Jesus gedoen? Jesus het voete gewas. Terwyl sy disippels stry oor wie is die belangrikste, vat hy die water en die waskom en water en met sy kleed droog hy hulle voete af. Vuil, stowwerige woestyn sandvoete. Hy het gedien. Wat kan ek vir jou doen? Wat het Jesus net nie gedoen nie? Die grootste, wat het hy net nie opgeoffer nie? Die eerste plek het hy sy posisie in die hemel prysgegee om mens te word. Maar nie net om mens te word nie, om aan 'n vloekhout te hang en te sterwe, terwyl mense hom bespot. Maar hy doen niks. Hy gee homself oor. Dis liefde. En nou roep hy sy kerk om dieselfde te doen. Om voete te was, om te dien, om die minste te wees. Liefde vra, hoe kan ek jou dien? Daar was 'n pragtige reeks op televisie, New Amsterdam, wat oor 'n hospitaal gegaan het en die bestuurder, die dokter wat in beheer was, het op 'n stadium wat die Here ook in sy pad ingegryp het met die dood van sy vrou en sy eie gesondheid. Hoe dat hy toe hy reg is en kon terugkom om die leiersels weer op te neem, hoe dat hy daai personeel bymekaar gebring het en vir hulle gesê, van nou af is ons hier om te dien. As jy iemand by daai deure sien instap, of in die gang by jou kom stilstaan, die eerste reaksie moet wees, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Dis liefde, ongeveins. Wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek help? Hoe kan ek opbou? Hoe kan ek jou help dra? Wat kan ek vir jou doen? Die liefde moet prakties wees. Ons sê te maklik. Ons sê te maklik net vir mekaar, weet jy, ek dink aan jou. Liefde is prakties. Liefde beteken, ek luister, ek vat van my tyd, wat vir my so kosbaar is, vat ek en ek gee dit prys, om by iemand te gaan sit, wat alleen is, en te sê, praat met my. Ek gaan staan by iemand om te bid. Ek vat vir iemand 'n bord kos. Ek gaan tel vir iemand op.
wat nie meer vervoer het. Dit is vir my so wonderlik in die gemeente met Henny en Wilma wat nie meer kan bestuur, Henny wat ook sy oë so verswak het, hoe dat gemeentelede hulle optel op 'n Sondagoggend en kerk toe bring. Dit is my so lekker as mense sê, weet jy, ek het saam met hulle gekom, en as ek nie saam met hulle kon ry nie, kon ek nie vanaand kerk toe gekom het nie. Dis prakties. Dis omgee. Liefde bly wanneer ander dinge moeilik raak. Ek gaan jou nie los nie. Ek is saam met jou. Ek loop tree vir tree met jou. Die mooiste liefde is baie keer die stil liefde. Liefde van doen, sonder om 'n woord te sê. Liefde van omgee. Liefde hou aan, selfs wanneer mense moeilik is. Die Bybel sê, liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Hoeveel keer pluk ons nie daardie boekie uit? En ons blaai terug. Maar daar het jy dit ook gedoen, daar het jy dit ook gedoen, daar het jy dit ook gedoen. Julle, as Jesus moes boekhou van die kwaad, dan was ek en jy reguit op pad hel toe. Maar hy daai rekordboek van sonde het aan die kruishout vasgespijker en hy betaal daarvoor. Hy het ons skoon gewas daarvan. Hy hou nie boek van die kwaad. Hy vergewe. Onthou, 'n gemeente bestaan uit gebroke mense, stikkende mense. Ons is nie beter as ander nie. Dit kan dalk nou met jou goed gaan, maar môre kan jy daar op die grond lê. En dan is jy te dankbaar as iemand vir jou 'n hand uitsteek. Ons is stikkende, gebroke mense. Ons kan nooit uit 'n meerderwaardigheid na iemand kyk en sê, ek het jou lief nie. Want dan sit ek uit 'n hoogte en ek kyk af, ek het jou lief, maar ek doen niks. Ware liefde is om as 'n stikkende, gebroke mens, by 'n stikkende, gebroke mens te gaan stil staan en te sê, ek is hier vir jou. Ons maak foute. Ons praat verkeerd. Baie keer praat ons net sonder om mooi te dink. En ons verstaan mekaar partykeer so verkeerd. Want ons luister nie mooi nie. Ons hoor nie meer mooi nie. Ons almal dra wonde van wat al in die lewe met ons gebeur het. Ons almal worstel met ons eie situasies, maar die belangrikheid, liefde, maak dit juis daarom noodsaaklik vir jou en vir my om daar te wees. Liefde gee nie op nie. Liefde gee nie op mekaar nie. Ons hou aan. Al kry ek elke keer 'n koue skouer. Liefde beteken om aan te gaan. Ons gee mekaar meer en meer genade
Ons praat die waarheid in liefde. Ons herstel eerder as om te vernietig met ons woorde. Die belangrike, ons kies vergifnis. Ons kies om mekaar te vergewe. Ons moet nie opgee. Ons het mekaar nodig. Dit het ons Sondagoggend al vir mekaar gesê. Nou is my vraag vandag, hoe lyk jou liefde? Want liefde is ons grootste getuienis. Ons het gelees daar van hieraan sal die wêreld weet dat julle my kinders is, dat julle aan my behoort, as julle mekaar liefhet. Ons is soos 'n groot glaskas as gemeente, en in hierdie glaskas leef ons, en die wêreld kyk na ons. En dit wat hulle raak sien, bepaal hulle gesindheid oor God. Daar's mense wat wegskram van die Christendom as gevolg van liefdeloosheid, as gevolg van dubbele standaarde. Wat sien die mense in ons liefde? Dis partykeer vir my so hartseer as ons na mekaar kyk, en ons weet baie keer, en mens weet al so maklik waar kom al die stories altyd vandaan. Maar hoe dat goed hardloop soos 'n veldbrand. Hoe dat mense punt daarvan maak om te skinder en stories aan te dra. Kerkmense, wat sonde aan die kerk sit. Mense wat altyd negatief is. Iemand sê eendag vir 'n lidmaat, die persoon was nie self in die kerk nie, en hulle loop mekaar raak, en die persoon sê, joeg, ek hoor die kerk was maar weer leeg Sondag. Vra die persoon, maar waar was jy? Ons kan maklik sê, die kerk is maar leeg, maar ons sit by die huis. Ons kan maklik sê, dinge loop verkeerd, of ons kry swaar, of wat ook al. Maar ons is nie daar. Ons is nie deel van. Ons is nie deel van 'n span wat op daai veld is en wat speel tot die eindvletjie vir ons blaas. Vandag in 'n gesprek wat ek en Frits met mekaar deel, sê ons, as ons gaan kyk wat so ongelooflike mense het ons in ons gemeente, sterk leiers, mense wat in hulle lewe voorgevat het. Maar ons mis hulle leierskap in die gemeente. Nou het hulle die tyd om te kom en te sê, hier's ek. Ek het jare se ondervinding om leiding te gee, om besluite te neem. Om lief te hê beteken om deel te wees. Die wêreld kyk hoe die kerk leef. Hulle kyk na jou en my. Hulle kyk hoe julle met mekaar optree. Hulle kyk hoe jy optree môre by die werk. En die vraag is, wat gaan hulle sê? Waarvoor is jy bekend? Jy bekend as die een wat die meeste stories aandra? Is jy bekend as die een wat die negatiefste is? Wat altyd iets te sê oor alles?
kyk mense na jou en na ons en sê, wow, daai ou sal deur vuur stap. Want hy het lief. Liefde maak die evangelie sigbaar. Daar's verskillende tale van liefde, ons weet. Gisteraand het Fritz so daarna verwys in die preek gegaan, ons het verskillende gawes en talente wat die Here wil gebruik, maar op die ou einde, omdat ons lief is vir mekaar, stap ons hierdie pad saam. Kan ons mekaar se hande vat en sê, van nou af sit ek skouer aan die wiel, van nou af is ek daar, van nou af spreek ek net die positiewe, van nou af stap ek saam met jou, van nou af gaan lê ek voor daardie opening, by daardie uitgeholde muurshoop, om seker te maak jy sal oorleef. Het jy so lief? Kan die mense dit in jou sien? Want almal van ons onthou net, al is ons die partykeer die mees norse mense, daai liefde maak bietjie sag. Ek het die getuienis al gedeel en ek sal graag daarmee ook wil afsluit, waar die Here vir my 'n groot stuk deur oopgemaak het in my eie lewe was. Een keer het iemand gevra om sy pa, wat nie in ons gemeente is, maar 'n moeilike, knorrige oom, is in die hospitaal. En hy sê, wil jy nie asseblief net met my pa draai gemaak, dit gaan nie goed. Hy sê, maar moet net nie oop arms verwag nie. Stap vir die eerste keer daar by sy kamer in, en ek kom na hom toe en ek sê vir hom, oom, ek is, die André, jou seun het gevra, moet jy 'n draai maak, en hy draai om, en hy lê met sy rug na my toe, en hy kyk na die muur toe. Ek sê vir hom, oom, ek wil net so bietjie met jou deel, hy praat niks. Ek sê, jou, dis reg met my, ek gaan vir jou 'n gebed doen, en gaan. Net omtrent 'n week so aangegaan, wat hy elke keer, as ek kom, dan draai hy die rug, dan sit ek maar rukkie daar, en doen vir hom 'n gebed. Toe omtrent na so 'n week, toe ek klaar die gebed gedoen het, toe hoor ek hy mompel so iets. En ek sê, wat sê oom? Hy sê, smeer my rug Puma balsem. Staan daar op sy bedkassie 'n botteltjie Puma balsem. En julle ken daai reuk. En ek vat daai Puma balsem en ek begin sy rug invryf. En skielik breek daar net 'n stuk oop tussen my en hom. So deur die reuke van Puma balsem. Is jy bereid om aan te hou? Moet nooit opgee. Hé lief, stap daai ekstra tree. Hoor, waar kan ek help? Hoeveel keer vra ons weer die gemeente, ons het mense nodig om te help met, om uit te reik na mense. Ek het nou al vernoem van mense op daai kerk toe, wat al nooit meer die kans gaan kry. Of 'n bord kos, of al het hulle by die koskas help en sê, maar ons wil deel wees. My hart gaan so uit, Sondag weer, toe ons daar by La Gratitude, toe ek gaan preek daar, en ek sien daar die mense wat daar sit,
met hulle stikkendheid, gebrokenheid, kan nie meer vir hulle self sorg en kyk. Ek dink net myself, wat so wonderlike gaan dit nie wees, as 'n 20 of 'n 30 van ons op 'n Sondag daar kan instap, en in elke kamer net kan sê, kan ek net vir Tannie 'n gebed doen? Liefde gaan hierdie gemeente volmaak. Omgee liefde. Werklike, tasbare liefde. Liefde wat nooit niks te veel is nie. Dag of nag. 'n Liefde wat soms bloedblare harde werk gaan wees op 'n Saterdag om te help. Liefde wat gaan stilstaan by mense. Wat kan ek vir jou doen? As daar iets is wat ek dalk by ons roeping in die gemeente sou wil bysit, behalwe dat ons 'n veilige hawe wil wees vir die stikkende gebrokenis van die wêreld, sou ek 'n ander stukkie lese wil bysit. Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? As iemand by daai deur instap, in plaas om te kyk, ja, wie's dit, is 'n vreemde gesig daar, nou te bespiegel, ken jy daai? Maar op te staan en te gaan stap en te sê, baie welkom, hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Sigbare liefde. Het jy so lief? Dis agape liefde. Ons het gisterand afgesluit met 'n lied. Bind ons met bande van liefde. En ek dink is vanaand weer op. Ek het hom weer vir vanaand gevra. Kom ons sing hom vanaand anders. Anders om te sê, maar bind ons werklik met bande van liefde. Liefde wat nie opgee. Liefde wat sigbaar word, liefde wat voete was, liefde wat op ons kinder en stories aandra, maar wat uit hulle blokke uitkom en help en dien en daar is vir mekaar. Kom ons gaan doen dit. Dierbare Vader, dankie dat ons vandag kan weet dat liefde dit is wat ons as gemeente om mekaar bind. Maar Here, my gebed vir hierdie gemeente is dat ons werklik 'n gemeente sal wees waar liefde sigbaar gaan word. Hande en voete gaan dry. Gaan doen. Dat ons vir mekaar elke dag eintlik kan vra, wat kan ons vir jou doen? Vir die leiers kan vra, wat kan ons doen om te help? Hoe kan ons help? Die gemeente te sê, waar's nood, wat kan ek doen? Dat ons regtig lief sal hê. Eerlik lief sal hê. Alle skynheiligheid sal wegval en net sal lief hê en nooit sal ophou. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit
is net iets daar is net die lichaam, daarom loof ons die Heer. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Daar is net een God, daar is net een Seer, daar is net een lichaam, daarom loof ons die Heer. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Ontvang nou die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die volheid van die Gees wat in ons woon en wie se vrug liefde is, bly met ons elkeen om liefde te gaan leef.